Vriende, ons gaan 3 gedeeltes saam lees uit die woord van die Here vanmôre. Die eerste gedeelte kom uit Handelinge 1 vers 6 tot 8 en dis net daardie 3 verse. Toe hulle op 'n keer weer bymekaar was, het die disippels Jesus aanhou vra: Here, is dit nou die tyd dat U Israel met 'n onafhanklike volk, weer 'n onafhanklike volk met 'n eie koning gaan maak? Die Vader bepaal hierdie datums, het hy geantwoord. En die bedoeling is nie dat julle dit moet doen nie. Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eerstehands van my vertel. In Jerusalem, oor hele Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Dan gaan ons ook lees Handelinge 2 van die eerste 12 verse daar saam lees. Dit is die gebeure wat op die Pinksterdag gebeur het. Op Pinksterdag, 7 weke na Jesus se opstanding, was al die gelowiges op een plek saam. Skielik was daar in die lug bokant hulle 'n geluid soos van 'n geweldige stormwind en dit het die hele huis gevul waar hulle bymekaar was. Tonge wat gelyk het soos individuele vuurvlamme het tussen hulle verskyn en op elkeen van hulle gaan sit. Almal is toe met die Heilige Gees vervul en soos die Gees vir hulle die vermoë gegee het hulle in ander tale begin praat. Daar het toegewyde Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Die geluid van die stormwind en die stemme het 'n groot skare daar laat saamkom. Hulle was uit die veld geslaan omdat elkeen die gelowiges in hulle eie taal hoor praat. Hulle was heeltemal uit die veld geslaan. Hoe is dit moontlik, het hulle uitgeroep. Almal wat hier praat is Galileërs en tog hoor ons hulle in ons moedertaal praat. Hier is ons, Perse, Mediërs, Elamiete, mense wat in Mesopotamië bly, in Judea, Kappadosie, Pontus, in die provinsie Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en die dele van Libië, na Cyrene se kant toe, besoekers uit Rome, Jode sowel as proseliete, Kretensers en Arabiere. Ons almal hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal uit die veld geslaan. Wat kan dit tog beteken? Het party van hulle mekaar gevra. Maar die ander het gespot. Hulle is maar net dronk, het hulle gesê. En dan wil ek vir jou graag met een vers lees in Johannes 16. Lang voordat Jesus gekruisig is, praat hy eendag met sy disippels in Johannes 16 vers 7. Sê hy hierdie woorde vir hulle. Laat ek julle egter die waarheid vertel. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Raadgewer, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. As ek egter weggaan, sal ek die Raadgewer na julle toe stuur. Ons lees tot sover uit die woord van die Here van Jesus. Wanneer ons oor die werk van die Heilige Gees praat, is daar baie mense met baie sterk standpunte op 'n baie wyd uiteenlopende veld. So, wat sal jou eerlike reaksie wees as ek die volgende vir jou sê, dat jy in die koerant lees, dat daar in 'n kerk 'n klomp mense skielik gesond gemaak is, selfs vigleiers en 'n klomp mense is genees. Sal jy skepties wees of sal jy dit aanvaar? Tweede vraag. As jy hoor van 'n Pinksterreeks iewers in die platteland en skielik het mense in tale begin praat, wat sal jou reaksie wees? Is dit goed of is dit sleg? Kan ek nog 'n vraag vra daaroor? Hoe seker is jy van jou antwoord? As jy hoor van 'n TV-program wat wys van die werking van die Heilige Gees waarin mense omval en onbeheers aan die lag gaan jy dink dit is God of sal jy sê daar's ander goeders wat daar besig is om te gebeur? Veronderstel jy praat met jou buurman oor die Here en hy sê, kan ek wonderwerke verwag as ek my hart vir die Here gegee het? Wat sal jou antwoord wees? Of een van jou vriende vertel jou dalk, laas nag het die Here met my gepraat in 'n droom.
Glo jy dat God dit nog vandag kan doen? Om met mense te praat oor hulle drome. Hoe goed verstaan jy die persoon en die werk van die Heilige Gees? Ek raai dat baie van ons sal versigtig wees om hieroor 'n sterk standpunt uit te leef. Want dit is aanvegbare gedagtes wat deur baie mense sterk ondersteun word na albei kante. Maar vriende, wat ek wel kan sê is, dit is nie goed dat ons so min weet oor die werking van die Heilige Gees. Dis nie goed. Die Here het gedink, dit is beter dat die Heilige Gees hier is, as wanneer hy self hier is. Die Here self het gedink, dit is beter dat ons in die tyd van die Heilige Gees leef, as 2000 jaar gelede toe Jesus op aarde was. Dit sê nogal iets. Stel jouself voor dat jy is een van die disippels. Dink gou vir jouself aan een van hulle se name. Jy stap vir 3 jaar saam met Jesus. Jy hoor alles wat hy sê, jy deurkruis die hele Israel, jy hoor elke preek, jy drink elke woord in, jy glo elke woord en jy is bereid om jou lewe af te lê vir hierdie Jesus. En dan skielik kom Jesus en hy sê, ek gaan weg. Julle gaan my nie weer kan sien. Maar dis eintlik goeie nuus vir julle, want ek gaan vir julle iemand beter gee as ek. Wat sal deur hulle koppe gegaan? Waarskynlik sal daar 'n groot verwardheid by hulle gewees het. Jy kan maar sê dis beter as Jesus, ja, maar ek is nie so seker nie. En tog weet ons dat Jesus sulke dinge nie ligtelik sê nie. Jesus weeg elke woord en dit dra gewig. Hy's ernstig oor dit. Vriende, dit is beter om in die tyd van die Heilige Gees te leef as om Jesus fisies langs jou te hê. En onmiddellik maak dit vir ons 'n klomp dinge lekker deurmekaar. Want ons is so geneig om te sê, ag as Jesus nou hier was, dan sou dit op dat kom gepraat. Here, help my met dit. Here, help my met dat. Maar ons praat min van, o Heilige Gees, lei my vandag. O Heilige Gees, help my met dit of dat. O Heilige Gees, omdat U hier is, kan ek met vrymoedigheid met U praat en ek weet U sal my lei in die waarheid. Sien, die Heilige Gees word dikwels beskou deur sommige mense as die skaamlid van die drie eenheid. Die een wat nie so op die voorgrond wil wees. En tog sê Jesus, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En die belangrike woordjie in hierdie sin is krag. Julle sal krag ontvang as die Heilige Gees by julle is. Nie groot visies en planne en strategiese prosesse nie, maar krag. Julle sal my nabyheid aktief kan aanvoel. En toe gaan Jesus weg. En ons sien 'n klomp disippels met al die gelowiges sit bang by mekaar in 'n kamertjie. Omdat hulle net geweet het hoe die dinge in ou Israel gewerk het. As daar 'n bedreigende groep na vore gekom het en jy het sy leier doodgemaak, dan moet jy nie net die leier doodmaak nie, jy moet almal wat aan hom glo ook dood. En hulle vrees vir hulle lewe. Nou is die ding van, dit is goed dat Jesus weggaan en die Heilige Gees wat gaan kom en gaan krag hê vir hulle van nul en geen waarde. Hulle sit bang, beangs in 'n klein kamertjie toegesluit en hoop dat niemand hulle sal raak sien. En dan verander alles oombliklik. In binnenshuise tornado breek uit. 'n Vuur wat binne die plek verdeel. In plaas van 'n brand begin almal in tale praat. Egipties en Aramees en Arabies. Ek dink nie hulle het Afrikaans gepraat daar. Maar dit sal later gekom het wanneer dit by die uiterste van die aarde uitgekom het. Die Heilige Gees tref jou nie as iemand wat
saggies kom. Dit kom soos die geluid van 'n geweldige rukwind. En stemme wat praat, trek 'n skare uit Jerusalem bymekaar. Nou, kom ons vat nou net hierdie gedagte in ons kom ons kyk net 'n bietjie na die realiteit van wat hier gebeur. Hier is mense in 'n kamertjie bymekaar en hulle is verskriklik bang. En hulle bid asseblief vir Here, asseblief vir Here, asseblief vir Here. Hierdie beker net vir ons verby. En die volgende oomblik in 'n groot stad soos Jerusalem, waar daar waarskynlik 60, 70, 80,000 mense gewoon het, is daar in hierdie kamertjie wat toegemaak is, toegesluit is, weet ons, is daar hierdie rukwind wat kom, daar is hierdie vuur, is hierdie mense wat skielik begin praat en in tale begin praat en hierdie crescendo wat opbou so hard dat mense uit die dorp uitkom, uit die stad uitkom en sê iets is besig om te gebeur en hulle almal kom spontaan daar by mekaar. Weet jy, hier is 'n beplande aksie van God wat besig is om te gebeur. Is dit dalk die krag van die Heilige Gees? Is dit hoe ons die krag van die Gees van God moet sien, dat dit altyd met 'n fanfare sal gepaard gaan? Soms ja, duidelik, die Bybel sê dit. Maar soos Handelinge se verhaal verder ontvou, besef ons dat die krag van die Heilige Gees is veel meer as daardie oomblik wanneer mense in tale begin praat en mense bymekaar kom met die geluid van 'n stormwind. Die Heilige Gees se krag is iets wat 'n kliphart kan verander om sag te word. Van 3000 mense kom daardie dag tot bekering. 'n Liefdevolle, God-gesentreerde gemeenskap kom tot stand in hulle midde. Voorheen was hulle vyande van mekaar, Griek en Jood, vyande en vriende, gelowiges en heiliges, slawe en vry, man en vrou, ondenkbare dinge. Nou deel hulle alles, selfs hulle geld. Die Bybel leer vir ons dat nadat die Heilige Gees uitgestort is, was hierdie geloofsgemeenskap so liefdevol betrokke by mekaar dat niemand ooit honger was. Dis groot. Dis groot. Is dit dalk die krag van die Heilige Gees wat ons gedeeltelik is? Ons sien dat mense skielik begin gesond word. 'n Deel van Paulus se klere raak maar net aan mense en hulle word gesond. Vriende, wat sal gebeur as die Heilige Gees ook by ons waarlik losgelaat word? Want die krag van die Heilige Gees kan mense se lewens verander. Dieselfde Petrus wat net 'n paar weke gelede gesê het, 3 keer, ek ken nie hierdie man nie, is die ou wat nou voor die owerhede staan en sê, julle kan maar maak wat julle wil, ek gaan nie oor hierdie Jesus. Dis lewens. Dis die Gees van God wat dit laat gebeur. So wanneer jy dus by 'n punt kom waar jy sê, ek was voorheen daar, maar ek het Jesus in my lewe ingenooi, ek het hom aanvaar as my verlosser en my saligmaker, en nou sal ek voluit vir hom lewe. Dit is die werk van die Gees van God wat dit laat gebeur het. Dis nie omdat jy oulik was nie, dis nie omdat iemand op die regte tyd op die regte oomblik die regte woorde gesê het nie, dis die Gees van God. Dis die Gees van God wat mense se lewens verander. Niemand anders. Hier sit 'n klop getuies dat die Heilige Gees 'n werklikheid is en kragtig lewens kan verander. En dan sit hierdie selfde Petrus eendag stikkend geslaan, kan amper nie 'n stemmetjie uitkry by hom nie, so seer is dit rondom hom. Dan in die middel van die nag sing hy lofliedere tot eer van God. En dan bid hulle nie vir hulle eie veiligheid nie, maar hulle bid vir vasberadenheid. En weet dit nie. Alles
verander wanneer die Gees van God vrygelaat. En vir 2000 jaar en langer sukkel en stry die kerk met mekaar oor hierdie grootste geskenk van God wat vir ons gegee is. Maar die Heilige Gees is my en jou en ons as kerk reg oor die wêreld se geskenk. Wat beteken dit vir ons? Ek wil graag 'n paar gedagtes met jou deel oor wat dit vir ons beteken dat die Heilige Gees vir ons het so dat aan ons geskenk. Vriende, die eerste ding wat vir my opkom is, ek en jy kan nie die Heilige Gees dissekteer totdat ons hom verstaan. Die Here praat self oor die Heilige Gees en sê hy waai waar hy wil. Jy weet nie van waar hy kom nie, jy weet nie waarheen hy gaan. God kan nie deur 'n mens vasgevang word in sy agenda en binne in sy brein nie. God deur sy Gees is groter as ons menslike verstand. En dit moet ons vul met 'n glimlag en met aanbidding. Jy kan God nie vasvang en beheer nie. En dit tog is daar sommige kerkgroepe wat op 'n manier praat oor die Heilige Gees asof hulle die alleen reg het en die lisensie het om die Heilige Gees aan te bied vir mense. Asof die Heilige Gees 'n genie in 'n botteltjie is wat ek net kan vryf en dan kan hom vrylaat, oproep wanneer ek hom nodig het. Vriende, daar is sommige kerke waarin die Heilige Gees aan die ander kant weer baie lank geblaas het. Sommige kerke raak baie senuweeagtig as 'n mens oor die Heilige Gees praat. Die Gees van God leef en is toegewy om mense aan Jesus voor te stel. Hy verlang om tussen ons te beweeg. Daar is een vriend eendag vir my gesê, the Holy Spirit is the ultimate gentleman. Hy sal hom nooit afforceer nie. Jy moet gereed wees om oop te maak voordat hy sal inkom. Geheimsinnig, maar beslis nie stagnant en rigied nie. Dan waai waar hy wil. Dit beteken vir my in die tweede plek dat ek en jy sal moet in lyn kom met die werk van die Gees in ons lewens. Die Gees is geheimsinnig, maar hy het duidelike doelwitte, duidelike riglyne. En dit sal pas by my en jou om by sy doelwitte en sy riglyne in te pas. Wat is daardie riglyne? Daardie riglyne is om Jesus aan ons bekend te stel as verlosser en saligmaker. Daardie riglyne is om my en jou bewus te maak van die almagtigheid en die heiligheid van die almagtige Vader wat ons op hierdie aarde gebring het. Sodat elke knie kan buig en elke mens kan erken dat hy die Here is. Die Bybel vertel vir ons ook dat ons as gelowiges moet 'n deeglike plan hê om nie die Heilige Gees te bedrieg. Wat beteken dit om die Heilige Gees te bedrieg? Dit beteken dat ek duidelik teen die werk van die Heilige Gees sal ingaan. As die Heilige Gees A wil hê en ek sê Z, dan gaan ek hom hartseer maak, want dit is nie wat hy wil hê ons moet doen. So wat is dit wat die Heilige Gees wil hê? Hy wil hê ons moet Jesus aanneem as verlosser. Hy wil hê ons moet hom aanbid as die lewende God wat mens geword het in ons lewe. As ek dit sê, ek glo nie in Jesus. Ek dink hierdie is net 'n storieetjie. Dis nie die waarheid wat hulle vertel nie. Daar is nie 'n God nie. Ek sal my eie pad loop en my eie ding doen. Ek is besig om die Heilige Gees te doen. Die Heilige Gees is 'n manier om sekere woorde gereeld in ons gedagtes te laat opkom. En jy sal dit herken as ek dit nou vir jou noem. Dan sal jy agterkom, daar het dit gebeur. Die Heilige Gees het 'n manier om vir my en vir jou te sê, luister. Leef nuut. Kies vars.
Wag nou, stop, bely. Praat nou, haal asem. Nooi uit, gaan praat met daardie een. Laat ek en jy dan ook 'n besluit neem, dat as die Heilige Gees ons in 'n sekere rigting wil lei, dat ons hom nie sal bedroef deur te sê, nee, ek sal dit nie doen nie. As hy sê, plaas 'n wag voor jou mond rol weg. Wag hom toe, dan is dit nie doen. Moenie die Heilige Gees bedroef. As hy sê, stap oor die straat en gaan praat met daai buurman en daai buurvrou, nooi hulle uit om Sondag saam te kom. Gaan doen dit. Want dit beteken iets anders as om te luister na die Gees van God en te doen wat die Gees van God wil. Dit help nie ons luister en van die een oor in, ander oor uit en ons doen niks daarvan. Ons moet op die ou en ook doen wat die Gees van God vir ons sê. En so sal ons hom nie bedrieg. Moet daarom nie die werk van die Heilige Gees probeer uitdoof nie. Moenie water gooi op die vuur wat hy in ons lewe bly nie. Reageer dadelik. 'n Volgende gedagte wat my opkom oor die Heilige Gees is, vra dat die Heilige Gees sy krag ook in ons tyd en in ons gemeente sal. Ons het die werking van die Gees net so nodig, soos enigiemand anders. Ons kan nie kerk van Christus wees sonder die kruisdood van Jesus nie, maar ook nie sonder die werking van die Heilige Gees onder ons. Die Heilige Gees is nie in ons diens wanneer ons hom vra om iets te gaan doen nie. Ons is in diens van die Heilige Gees. Hy is reeds besig in sy kerk. Hy het 'n plan vir elkeen van ons. En die vraag is of ek en jy sal kan hoor waarmee is hy met hierdie son besig, sodat ons daarby kan inskakel en kan doen wat hy mee besig is. Daar was 'n tyd toe 'n klein groepie gewone mense toegelaat het dat die Heilige Gees so duidelik in hulle lewe gesien kan word, dat hulle toegewyd geraak het en die woord met mekaar geleef het. En die kerk het eenvoudig uit sy nate gebarst daar. Hoekom kan dit nie in ons tyd ook gebeur nie? En tereg sal baie mense vra, het die Heilige Gees dan sy krag verloor? Beteken dit dat hy nou moeg geraak het om te werk met die kerk van Christus? Hoekom gebeur dit so min in ons tyd? Hoekom lyk dit of dit altyd op ander plekke gebeur, maar nie hier nie? Kan die Heilige Gees nog steeds lewens verander? En die antwoord hier is natuurlik kan. God het nie moeg geraak nie. God het deur sy Gees nie moedeloos geraak. Hy is besig met sy kerk. Hy bring nog steeds mense tot inkeer en bring hulle steeds by daardie punt om te sê Jesus alleen. Maar hy wil daardie roete ook verder met ons leef. Nie net om stil te staan by ons bekering en ons belydenis van geloof nie, maar om 'n leeftyd met ons saam te gaan, sodat ons meer en meer word soos wat Jesus wil hê dat ons moet wees. In die proses word verhoudinge steeds herstel. Mense word nog steeds verlos van sonde. Hulle word nog steeds vrygemaak van forme van verslawing. Mense verander nog steeds na sagmoedige en vrygewige mense. Dit is wat gebeur as die Heilige Gees onder ons losgelaat. Dit is nodig dat ek en jy met hierdie Pinksterfees weer erken dat God se plan het verder uitgerol. Dit het tot by ons gekom aan die uithoeke van die aarde in Afrikaans.
En ons is die mense wat nou in lyn met God, saam met die werking van die Gees, moet toelaat dat hierdie gemeenskap bewus raak van die werklikheid van 'n almagtige God wat ons maak. En ons doen dit nie deur te forceer en te boelie nie. Doen dit deur die mense te wys hoe dat die liefde van die Here ons lewens kan verander. En nou kan ons deur mekaar lief te hê, deur seker te maak dat mense nie honger is nie, deur seker te maak dat Jesus altyd as die opgestane Here uitgebeeld word, kan ons maak dat ander Jesus vergeet. Moet asseblief nie die Heilige Gees in 'n boksie plaas, iewers waar daar een of ander snaakse iets gebeur wat jy nie kan verklaar nie, en dan sê dit is die Gees. Gees werk elke dag met my en met jou. Laat ek en jy steeds verlei word daarin. Is daar dinge wat ek nie kan verklaar nie? Verseker, God is groter as dit, my brein. Maar een ding weet ek, julle sal krag ontvang, nadat die Heilige Gees uitgekom het. Julle sal my getuies, julle sal gaan tot aan die uithoeke van die aarde. Mense sal buig voor 'n almagtige God, en hulle sal sê, waarlik, hy is die een. Ek het 'n hele klomp jare nog, toe ek student was, het daar 'n lied gekom wat my net so gedra het oor die werk van die Gees, wat my so rustig gemaak het. Dis 'n lied wat vertel van die Heilige Gees, maar dit is 'n lied wat ook 'n gebed is, van hoe ons wil hê dat die Gees oor ons kom. Miskien ken julle dit nog uit julle KJA jare uit. Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens unto you I roll. Ken jy dit nie? Tweede vers van so. Come now, Holy Spirit, and take control. Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away all doubt and fear and take my place. Draw me to your love and keep me by your side. Ek dink dit kan deel word van ons. Dat ons kan sê, Heilige Gees, kom in die Heer. Kom maak my meer liefdevol, maak my weer heel. Gee al die onsekerhede en die vrese weg. Wat my trots uit my uit. Trek my met die liefde en my langs die sy.